Goeiedag en baie welkom hier saam by ons oordenkingtyd saam. En ons laaste oggend saam waar ons gaan praat oor hierdie merkwaardige vroue in die Bybel. En ek wil jou vat na Handelinge 18 toe, 'n vrou wie se naam ons net sien nou en dan in die Bybel. Nie regtig veel oor haar nie, maar net iets wat ons raak sien. Dis hierdie naam, Handelinge 18:26 sê, toe Priscilla en Aquila hom hoor, het hulle hom eenkant gevat en vir hom die pad van God nog duideliker uiteengesit. Nou, soos ek sê, jy weet nie baie van hierdie vrou Priscilla nie. Een of twee keer kom haar naam saam met haar man Aquila in die Bybel voor, waar hulle met Paulus werk, waar hulle profeteer, waar hulle dienswerk doen. En ou vra nou maar, wat so merkwaardig aan hierdie vrou? Ek dink wat vir my so merkwaardig is hoe sy altyd saam met haar man genoem word. Partykeer selfs voor haar man se naam genoem word. Dit lyk vir ons soos iets van hierdie moderne vrou wat baie sterk is, leierskap het, 'n goeie kommunikeerder is, iets van God se wil verstaan het. En hoe sal in die Handelinge tyd, in die ou antieke Turkye tyd waar vrouens nie gesien was en op Paulus se sendingreise het die kerke al raak gesien. En ja, hoe ek dink hoe belangrik dit is dat die kerk vandag vroue sal erken met leierskap, met die vermoë, met gawes. En hierdie vrou was 'n merkwaardige vrou, want sy's altyd saam met 'n man, sy was 'n diensknegt. Jy kan dit duidelik sien, sy was daar, sy's nie gerebel nie, sy was nie alleen nie, sy was 'n diensknegt saam met 'n man. So, en sy het die vermoë gehad om te praat en leierskap en kommunikasie. So iets van die vroue wat al vroeg al raak gesien is. En dalk is jy iets soos daai vrou en jy wonder wanneer kom jy tot jou reg en wanneer kom jou tyd. Kom ons bid saam dat die kerk, die vrouens soos Priscilla ook vandag sal raak sien en herken. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ek bid so vir ons kerk dat ons sal raak sien die gawes en die leierskap en die vermoëns wat U nie net vir mans gegee het, maar ook vir vrouens, Here. Here, en ek bid vir vrouens wat hierdie gawes het, dat hulle sal diensknegte bly en sal wag tot U hulle aanstel en hulle die mense maak wat hulle kan wees en moet wees. Ek sê dankie vir almal in ons gemeentes, al die vroue wat so dien en 'n verskil maak. Seën hulle in hierdie week, Here, wat ons saam dankie sê vir Moedersdag en die vrouens in ons lewens. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan en onthou môre ons dienste, jy kan dit stream, jy kan op die webtuiste kyk, volg dit waar jy kan. Goed gaan, sien jou weer.